Here, ons is nie vandag hier om speletjies te speel nie. Ons is hier om U grootheid te besing. Ons is hier, Here, om U net te aanbid as God en Here. En Heilige Gees, dankie vir dit wat U net kom oopbreek vanmôre. In elke hart wat U wil kom aanraak. En ek spreek nou die Here se grootheid uit oor jou. Nie aan die einde van hierdie diens nie, maar reeds nou, dat die krag van die Heilige Gees nou deel word van jou. En ervaar hom net. Ervaar hom net. Dankie Here, ons eer U en ons loof U. Ek wil so 'n bietjie praat vandag oor gesag, maar ek wil spesifiek praat oor die gesag wat daar is in die naam van Jesus. Want ons sing vanmôre, dit is so awesome lied. Dit is so awesome lied. Ons sing oor hierdie grootheid van Jesus. Ons sing oor sy almag. Maar besef ons elke dag wanneer ons besig is met ons eie goed, besef ons die krag wat daar is in sy teenwoordigheid. Want Jesus sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en die aarde. Die oorspronklike teks sê autoriteit, maar daar is 'n bietjie 'n verskil tussen autoriteit en mag. Jesus kom sê vir ons, God die Vader het hom die autoriteit gegee om dinge te doen in die hemel en op aarde. Wat is hierdie autoriteit? Want ons sê dit van mekaar, ons sê, ons staan onder die autoriteit van Jesus. Maar wat is die autoriteit wat Jesus het, waarmee hy regeer in jou lewe? Want daai gesag, daai autoriteit is in die hemel, die geestelike bediening in die hemel is opgesluit in hom. Op die aarde, die fisiese wêreld, die natuur, regerings, die mensdom, al die aardse sake, het hy die autoriteit oor. En sy gesag manifesteer waar sy volgelinge loop, waar hulle sy naam uitroep, waar sy naam uitgespreek word oor situasies. Hy beveel die natuur, en die natuur luister na hom. Hy spreek demone aan, en hulle luister na hom. Hy vergewe jou sondes, en jou sondes is vergewe. En hy heerskappy oor ons. Ek en jy wat vir Jesus aangeneem het as ons verlosser, staan onder sy gesag, maar daar is 'n gesag wat hy aan ons gedelegeer het ook. En ek gaan net so 'n paar van hulle aanspreek vandag, voordat ek kom by die ene oor sy naam. Want ek en jy moet verstaan wat ons posisie in die Here is. Want Jesus het nie sommer net gekom, hy het gekom om aan die kruis te hang, maar hy het gekom om jou vry te maak, sodat jy die gesag kan gebruik wat hy vir jou wil gee, en wat hy gegee het. Ons eerste gesag wat ons het, is by die skepping, waar hy vir ons gesê het, heers oor die aarde. Want nou gaan ek jou gou 'n bietjie, ek wil jou net so terugvat, Genesis 1 vers 16, 17 en 18, 'n baie interessante ding. Want onthou wat ek nou vir jou gesê het, God het gesê, heers oor die aarde, dis die woord wat gebruik word. Genesis 1 vers 16, 17, 18. Daar sê hy sit die son in die maan in die hemel verlig. En hy sê, en die woord wat gebruik word in die oorspronklike teks en in ons Bybels is, hy sê vir die son, heers. En hy sê vir die maan, heers. En nou kom hy en hy sê vir ons, heers. Hoe kan ek en jy heers in dieselfde manier wat die son en die maan heers? Nou die oorspronklike teks praat van orde. Nie die woord heers nie. Orde. God het orde geskep. Daar's 'n orde in die son se lig wat uitgegee word. Daar's 'n orde in die refleksie van daai lig van die maan af. Nou kom vertel gou vir jou iets.
Kom ek vertel gou vir jou iets. Ek en jy het die opdrag om die orde wat God geskep het hier op aarde, om dit te handhaaf. Hy het ons gekies om orde te handhaaf. Nie om af te breek om weer die orde te herstel nie. Ek en jy moet God se orde handhaaf. Daai son, dis suiwer lig. Dit reflekteer teen die maan. Die maan is 'n dooie stuk klip. Daar's geen lig wat daar uitkom nie. Hy lig van die maan kan dit nie penetreer nie. Dit reflekteer van die oppervlak van die maan af en ons sien dit. Wie wat is dieselfde wat Jesus met jou kom doen? Jesus, die lig van die wêreld, die lig van die hemele, skyn en hy reflekteer sy lig op jou. En jou lig, sy lig skyn op jou. Daai lig reflekteer van jou af in die wêreld in. Dis hoekom hy jou geroep het om sy lig te reflekteer in die wêreld in. Dis om te heers. Om orde te handhaaf. Ons heers oor die skepping. Dan die groot opdrag. Jesus het ons gesê, gaan maak disippels, doop hulle en leer hulle. Dis die autoriteit wat ek en jy het om die koninkryk te help uitbrei. Hy het nie gesê gaan skryf goed om dit moontlik te maak nie, te sê gaan en gaan maak disippels. Disippelskap is praat met mense, wys vir mense, laat hulle kan sien hoe skyn daai lig van Jesus. Matteus 28, ek wil dit net in Engels lees. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I commanded you. And I'm with you always to the end. En Jesus kom sê, hierdie autoriteit wat ek het, ek gee vir jou so 'n bietjie autoriteit om hierdie opdrag te gaan uitvoer. Lukas 10 vers 19, is ons volgende ene. Ons het die gesag om slange en skorpioene op hulle te kan trap en die mag van die vyand te vertrap. Nou hierdie ene is een wat ons baie keer uit ons baan uitgaan, want ons wil vir Satan aanvat, en ons wil dit met hom doen, en dit met hom doen. Gaan kyk wat sê Judas, gaan kyk wat sê hy oor die bekleierery tussen Michael, die grootste engel, en Satan, wat Michael gesê het, ek los jou vir Jesus. Jy sien, ons moet weet wat ons autoriteit is, en die disippels, Jesus stuur die 72 uitgestuur, hulle kom terug, en hulle rejoice, hulle sê, Here, het was so awesome geweest, tot die demone het na ons geluister. En Jesus sê vir hulle, is reg, julle doen dit. Hy sê, maar, moenie net rejoice oor die mag wat julle oor daai deel het nie, maar hê vreugde om te weet dat jou naam opgeskryf is in die boek van lewe. Jy sien, dis vir Jesus, hy gee vir jou daai mag om hierdie goed te kan doen, maar dit is vir hom belangriker oor wat is die verhouding wat tussen jou en hom is. Jy sien, want toe Jesus hierdie disippels uitgestuur het om vir mense te gaan bid en siekes gesond te maak, en het hy hulle uitgestuur met die autoriteit wat hy het om te gaan orde bring. Dis wat hy wil hê ek en jy moet doen. Die volgende een, ek en jy het die autoriteit om by God die Vader in sy troonkamer in te stap. Jy sien wat toe Jesus, toe hy sterf aan daai kruis, toe hy gedoen het wat die Vader hom gestuur het om te doen, toe skeur die voorhangsel van die tempel. En ek en jy kry die autoriteit om by die Vader in te stap.
Maar onthou wat Jesus gesê het, niemand gaan na die Vader, behalwe deur my nie. Ons toegang tot die Vader is nog steeds deur Jesus. Maar hy het dit vir ons moontlik gemaak om by hom te kom. Daai verhouding wat ons met die Vader gehad het, is herstel sodat ek en jy dit kan doen. En dan wil ek kom by die autoriteit in die naam van Jesus. Nou, hier's 'n groot ding, en dis veral van ons groot kerke en die klein kerkies ook, almal doen dit. Ons wil allerlei name gebruik, allerlei maniere gebruik wanneer ons met Jesus praat en wanneer ons bid. Wat ek gou vir jou net lees, Matteus 1 vers 21. Kom die engel Gabriël by Maria en Josef. Hy sê hierdie kind wat julle gaan hê, hierdie kind wat uit Maria gebore gaan word, julle moet hom Jesus noem. Dit is sy naam. Yeshua, Jesus. Dit is die naam wat God hom gegee het. Dis die naam wat God hom gegee het. Maar wat gebeur? Jy kan YouTube toe gaan. Dan gaan Google jy bietjie die name van God. The names of God. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom. En dan bid ons vir genesing, dan sê ons, Jehovah Rapha, genees my. Wat is Jesus se naam? Sy naam is Jesus. Rapha beteken geneesheer, geneeser. Elkeen van hierdie Yahweh name, Jehovah name, is nie name nie. Dis 'n beskrywing van die karaktereienskappe van Jesus. Nou wil ons kom en ons wil 'n karaktereienskap van Jesus gebruik as 'n instrument vir genesing, as 'n instrument vir 'n deurbraak. Ja, laat ons weet wat is die karaktereienskappe van Jesus. Laat ons weet wat dit is wat hy doen, waarvoor hy hier is. Jesus is 'n titel, dis 'n titel wat hy gekry het. Ek gaan vir jou 'n paar verse lees, want ek wil met jou praat oor die naam van Jesus. Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig. Die hemel en op die aarde is en onder die aarde is. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid, die verlosser, is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered kan word nie. Johannes 14 vers 13. En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, want die Vader in die Seun verheerlik word. Handelinge 3 vers 6. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek jou. In die naam van Jesus die Nasareëner, staan op en loop. Markus 16 vers 17. En vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Sien, die woord van God leer ons waaroor Jesus se karakter gaan, maar waaroor sy naam gaan. En as ons hom aanspreek, spreek ons hom aan op sy naam. Ek het gisterand sommer net gedink, hoe gaan ek Martinus vertaal in Engels? Ek kon nog nie daarby uitgekom het nie. Jy sien, want ons het 'n naam en 'n van. Ek weet waar kom hy van vandaan, want Pretorius kom van lankal terug, toe hulle vanne Latyns gemaak het.
Nou, ons familie kom uit 'n klomp regters uit. Die Preator was die regter gewees. Nou dit kom daarvandaan af. Maar 'n naam is 'n naam, en dit is 'n naam wat die Here vir jou gegee het. En ek weet wat my naam beteken. En as ons met mekaar praat, weet in die huis, noem hulle my Tinus, maar die dag as ek hoor hoe praat die Here met my en hy roep vir my Martinus, dan weet ek, nou moet ek gaan stil sit en luister. Want daar's krag ook in dit wat hy doen. Nou, ons leer dat die Heilige Gees, as hy oor ons kom, dan kry ons krag. Ons het krag en hy gee gawes en ons gebruik die gawes en alles. Maar die Heilige Gees gee vir ons die krag om dinge te doen. Maar ek wil vanmôre vir jou baie mooi sê, dat daai krag wat die Heilige Gees vir ons gee, kom uit die gesag van Jesus. So wanneer jy krag gebruik om in die koninkryk te werk, dan doen jy dit onder die gesag van Jesus Christus. Want die krag kom van die Heilige Gees af en die gesag kom van Jesus af. En as ons in ons verhouding lewe met die Here, is dit die goedes wat ons moet so bewus wees hier in ons hart. Ja, die Heilige Gees gee die krag, maar Jesus gee vir ons die gesag om dit te kan doen, die gesag om vir mekaar te kan bid, die gesag om hande op te lê en sy naam uit te roep oor alles. As ons kyk na die uitwerking van sy naam aanroep, en hy sê vir ons, wat 2 of 3 my naam is, daar's ek by julle. Met ander woorde, die naam van Jesus bring ons in sy teenwoordigheid in. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer. Wat leer die Heilige Gees ons? Die Heilige Gees leer ons wie Jesus is. Die Heilige Gees breek Jesus aan ons oop. Wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gegaan het. En ons lees daar, en ons stop daar, en ons wil hierdie versie op sy eie gebruik. Die Here het gesê, ons gaan groter dinge doen. Wie in my glo, is die eerste voorwaarde, sal die groter dinge doen. Wanneer sal ons die groter dinge doen? Wanneer die Heilige Gees kom en ons vul. Wanneer die Heilige ons gedoop word in die Heilige Gees, sal ons hierdie dinge kan doen. Want Jesus se naam is gekoppel daaraan. Jesus praat met sy disippels. Die laaste, toe hy die nagmaal instel, hy praat met hulle en hy sê vir hulle, ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur, want die Heilige Gees is die een wat julle bediening moet kom oopmaak. Ek gee julle die autoriteit om te gaan bedien, maar die Heilige Gees sal kom en hy sal julle help met die bediening wat julle het. Die Heilige Gees sal jou help met dit wat die Here vir jou gee om te doen. Ek het laas keer gevra, weet jy wat dit is, waarvoor jy geroep is? Weet jy wat dit is wat die Here wil hê jy moet doen? Ek praat nie van die alledaagse goed nie, ek praat van daai diep ding. Daai diep ding. Weet jy wat dit is wat hy wil hê jy moet doen? As ons Jesus se naam gebruik, moet ons dit gebruik dat hy die eer kry uit dit waarvoor ons voor hom staan. Jy sien, want dit wat die Heilige Gees gedoen het vanmôre, as ek vir Hannes bid, dat sy longe moet oopgaan, dan gaan dit nie oor tieners wat hier vanmôre 'n klomp mense bebid het nie. Dit gaan daaroor dat Jesus verheerlik word. Julle sal onthou, sy disippels, hulle kom by hierdie man wat blind is. Hy's blind gebore en die disippels sê, Here,
Wie het nou eintlik gesondig? Is dit hy of is dit sy maale gewees wat gesondig het? En Jesus se antwoord is 'n antwoord vir my en jou ook. Hy is nie blind gebore nie, omdat daar sonde betrokke was nie. Hy is blind gebore sodat God se grootheid gewys kan word. Sodat die almag van God gewys kan word. En Jesus genees daai persoon. Baie keer as ons bid, dan bid ons in die naam van Jesus. En ons sê, Here, verander asseblief hierdie ding. Jesus het ook gegaan, hy het daar in die tuin van Getsemane, het hy na die Vader toe gegaan en gesê, Vader, asseblief, vat hierdie beker weg van my af, maar laat U wil geskied. Nie soos ek nie, laat U wil. Dit is 'n lering wat Jesus vir ons gee wanneer ons bid, wanneer ons die Vader vra, wanneer ons hom vra, om te vra, wat is die wil van God in hierdie situasie, en dan bid ek daarvolgens. Jy sien, wanneer as ons bid vir mekaar vir genesing, dan weet ons, dis nie God se doel, dat die siek mense rondloop nie. God se doel is, dat mense moet genees. So kom hy vir Jesus gestuur het. Hy het hom gestuur. Ons bid baie keer, omdat ons dink, ons bid die regte ding. Het jy al ooit net gaan sit, voordat jy bid, en regtig waar vir die Heilige Gees gevra, Heilige Gees, wat moet ek bid? Wat moet ek bid? En hy sal vir jou wys wat om te bid. Ja, die woord sê, maak julle begeertes aan die Vader bekend. Gaan sê, man, ek weet toe ek 'n klein seentjie was, ek baie lief vir Romeis gewees. Dan kom die Romeis man daar verby, en dan jy nie 'n tikkie nie, of wat die Romeis ook al gekos het daai dag, dan gaan ek na my pa toe. Sê vir hom, pa, wil jy nie net vir ons elke 'n roomys koop nie? Dan sê, wat se roomys wil jy? Dan sê ek, daai lekker sagte een met 'n vleik in. Jy sien, want dit is 'n lekkerte. En ons mag vir die lekkertes ook bid, want dit is deel van die verhouding wat jy met God die Vader het. Hy het vir ons gesê, Jesus het gesê, kom na my toe, bid in my naam, vra die Vader in my naam. En hy het vir ons 'n belofte gegee. As julle in die wil van God vra, sal hy dit vir julle gee. Dis 'n belofte van Jesus af. Net soos die belofte van die Heilige Gees gekom het, is hierdie beloftes van Jesus is nog steeds net so van krag. Hy het dit nie teruggetrek nie. Wanneer die Heilige Gees in ons werk, dan kan ons dit sien. Ons kan dit beleef. Want hy werk onder die gesag van Jesus. Jesus het gesê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy my verheerlik. Dan dink ons, wow, okay, hoe werk dit nou? Maar Jesus word verheerlik wanneer jy gehoorsaam is aan dit wat die Heilige Gees na jou toe bring. Hy werk onder die gesag. Die Heilige Gees werk ook in ooreenstemming met die wil van die Vader. Heilige Gees in sy eie wil nie. Hy kan dink, maar wanneer hy doen hy soos wat God gedoen wil hê. Die Vader, Jesus en die Heilige Gees, hulle werk saam. En dit wat hy na jou toe bring, dit wat hy vir jou vra, wil hy altyd hê, dit moet gedoen word tot eer van die Here, nie tot eer van 'n mens nie. Christus is die bron van gesag. Hy gaan altyd die bron van gesag bly. Ja, hier op aarde het mense gesag, maar gesag het geword, ek sal julle hierso hou. Ek sal vir julle sê wat julle moet doen. My wet is wet. Dis nie daai deel, daar's nie verhouding daarin nie.
as jy autokraties is, as jy so afkom op mense, dis nie 'n verhouding wat Christus wil hê ons moet hê nie. Ware gesag kom nie uit 'n posisie of 'n titel nie. Omdat ek hier staan as 'n pastoor, teken nie ek het gesag nie. Ek het die dag toe die Here vir my gesê het, ek roep jou om die evangelie te gaan verkondig in hierdie land en in plekke waar ek jou stuur, gaan ek saam met jou gaan en ek gee vir jou 'n uniform, ek gee vir jou rang, ek gee vir jou die gesag om dit te kan doen. Het dit sy gesag gebly. Hy laat my toe, ons gebruik die term gesag, maar hy laat my toe om die evangelie te verkondig. Dit bly sy gesag. Het kom nie, my gesag het nie gekom die dag toe ek 'n pastoor geword het nie. My gesag het nie gekom die dag toe ek my grade gekry het nie. My gesag het gekom toe die Here vir my kom sê, sal jy mense na my toe lei. Dit het vir my die gesag gegee. Kom nie uit emosies uit nie. Dit kom uit jou en my onderwerping aan Christus. Jy sien, want as jy jou onderwerp aan Christus, het jy die gesag. Daai gedelegeerde gesag. Onthou net wat hy gesê het. Aan my is alle gesag gegee. Daar's niks teruggehou nie, alle gesag. Maar daai alle gesag is nie deel van ons nie. Jy kry gesag vir dit wat hy jou wil laat doen. Gesag, ons gesag is om te herstel, ons gesag is om mense na die Here toe te lei, ons gesag is om daar te wees vir mekaar, ons gesag is daar om die wil van die Here te doen. En die Heilige Gees help ons daarmee. Die Heilige Gees is die een wat oorwinning bring. Die Heilige Gees is die een wat maak dat ons vanmôre hier kon sing van Jesus wat al hierdie dinge vir ons kom doen. Dat ons in die naam van Jesus van mekaar kan bid vir fisiese genesing, vir emosionele genesing, vir geestelike genesing. Dis waarvoor ek en jy geroep is, om daar te wees vir mekaar daar. En dis meer, dit gaan oor fisies, dit gaan oor jou innerlike genesing, jou siel. Nou ek wil vanmôre 'n ding sê, en ek sien die tyd sal weer besig om weg te hardloop met ons. Het jy al ooit gaan sit en dink, en ek wil afsluit daarmee. Ons sê, kom Here Jesus. Ons roep uit saam met die Gees. Openbaring sê, die bruid en die Gees roep uit, kom Here Jesus. Maar het jy al ooit daaraan gedink, dat hierdie bruid moet skoon wees? Hierdie bruid moet genees wees om in te stap in die plek waar daar 'n bruilofsmaal gevier gaan word. Waar Jesus kom om ons te kom haal. En dan praat ek nie van fisiese genesing nie, ek praat van geestelike genesing. Jy moet geestelik genees wees. Jy moet vir Jesus waaragtig aanneem as jou verlosser. Jy moet repent oor jou nonsens wat jy aangejaag het en jy moet stap soos wat hy wil hê jy moet stap. Daai genesing wat moet plaasvind, moet daar wees in die bruid om reg te staan vir die koms van Jesus. Ons sien almal uit na die koms van Jesus. Ons sien uit na daai dag wat hierdie goed gaan gebeur, wat ons hom in die wolke kan sien. Ek het hierdie week toe ek gebid het ek 'n beeld gesien. En ek het net gesien hierdie lig. Dis is 'n onbeskryflike lig. En ek het gesien daar's 'n vuur, wat is dit? 'n chariot, maar van vuur. En hierdie lig wat daarin is met hierdie wit perd wat dit trek. Jesus se lig skyn. Daar kan nie duisternis wees nie. En weet jy wat?
wanneer jy eendag as bruid by Jesus is, dan gaan die herstel kom, dat daai lig wat op die oomblik na jou toe kom, wat weer skaats in die wêreld in, daai lig van Jesus gaan so in jou ingaan, dat dit uit jou uit gaan straal, soos dit uit hom uitstraal. So gaan jy lyk, wanneer jy by Jesus is. Mag die Gees jou genees, mag hy jou transformeer en jou heilig maak, en mag hy jou voorberei vir die koms van Jesus, en mag jy vanoggend saam met die Gees uitroep, kom, Here Jesus, kom. Die Here se genade, sy vrede en sy liefde, en die teenwoordigheid van God die Vader en van Jesus en die Heilige Gees sal deel wees van jou lewe, omdat jy die gesag het om in sy voetspore te stap, in sy teenwoordigheid te bly, en hom te eer, en hom te aanbid, as die enigste ware God, die Jesus, wat gekom het, om jou vry te maak, die Jesus wie se naam jy kan uitroep, die ware, waaragtige naam van God, wat hy vir hom gegee het, Jesus. En ek wil jou uitnooi, wanneer jy stilte tyd gaan hou, roep daai naam uit, oor jou situasie, roep daai naam uit, oor dit, wat jy verlang moet gebeur in jou lewe. Amen.